Dit is so lekker om vir 'n tweede keer hierdie maand aan Suna Potgieter se voete te sit. Sy woon nog steeds in Heidelberg in die Wes-Kaap saam met haar man Werner, en soos julle kan onthou, haar passies is om 'n omgewing vir haar medemense te skep, waar hulle veilig en gemaklik voel om hulle self te wees. Sy hou daarvan om te verstaan hoe mense en dinge werk, om te sien wanneer legkaartstukkies van menselewens in mekaar pas, en hoe dit deel vorm van God se groter plan. Van 8 tot 5 is sy 'n mediese fondsadviseur, maar buite daardie ure 'n obsessiewe leser, amateurskrywer en wannabe fotograaf. Op haar blog En Route Stories pak sy storiestapel soos merkers langs haar lewenspad met die Here as tekens van sy goedheid, ingrypings, antwoorde en daar wees. Vandag vertel sy vir ons 'n ongelooflike waarheid. Te min is dalk meer as genoeg. Selde sal dit voel asof dit 'n seën is om te min te hê. Wanneer ek egter terugkyk op my lewe, sien ek so baie kere waar dit uiteindelik tot ons voordeel en seën was om nie genoeg te hê van wat ons toegedink het nodig was nie. Kom ek verduidelik. Met ons trek George toe in 2014 kon ons nie sommer vinnige geskikte huis kry om te huur nie. Dit veroorsaak dat ons vir 4 maande in 'n klein beknopte 2-slaapkamer woonstelletjie naby Victoria Bay woon, terwyl ons voortsoek na die regte, bekostigbare huis. Met 2 tienerdogters wat al jare lank gewoond is aan elkeen haar eie kamer hê, is dit allermins ideaal. Ons moes maar verlief neem dat ten minste spasie en privaatheid deel sou wees van hierdie opset. Wat ek egter nie toegeweet het nie, was dat dit presies was wat ons nodig gehad het. Na die groot omwentelinge is my dogter se lewens, ons wortels uittrek en verplant, was hier nie spasie dat elkeen agter sy eie toedeur kon gaan lê en top of haarself jammer kry nie. Dit het veroorsaak dat ons as gesin saam die aanpassings, hartseer en gemis kon hanteer en niemand kon wegsteek as hy of sy 'n moeilike dag gehad het nie. Vandag kyk ek terug na daardie 4 maande as 'n baie spesiale tyd waarin ons gesinsbande en verhoudings versterk is en gegroei het. In dieselfde tyd was ek ook gefrustreerd oor die min geleenthede wat daar was vir my om nuwe mense te leer ken en vriendskappe te smee. Elke poging aan my kant om by die skool of kerk betrokke te raak, het op niks uitgeloop nie. Weereens het ek eers later besef dat dit my juis gehelp het om weer die Here my hoofvertroueling te maak. Ek het begin terugkyk na ander kere in ons lewens waar ons te min gehad het en watter seën dit eintlik gebring het. Dwars deur ons kinders se skooljare het ons dit meestal nie finansiëel breed gehad nie. Ons moes gereeld nee sê vir goed wat vir die dogters se maatjies alledaags en vanselfsprekend was. Wanneer almal hempies vir hulle gunsteling sportspan kon aantrek, het pappa maar wit T-hemde omgetower in 'n Sharks ondersteunershemp. Skooltake moes aangepak word met dit wat in die huis beskikbaar was. Daar kon nie spesiaal allerhande tierlantentjies gekoop word nie. Dit het ook die dogters geleer om kreatief te wees en waardering te hê vir dit wat hulle wel het. Soms het hulle met groot, verlangende oë na maatjies se nuutste brand geskenke en in speelgoed gekyk, maar vandag kan hulle met baie minder regkom en planne maak met wat hulle het. Vakansies was maar uil gesaai. Miskien so elke 3 jaar en dan meesal by ouma Sekat hulle op Sedgefield. Ek onthou dae van sente omdraai, nee sê vir eksotiese aktiwiteite en die bankbalans dophou sodat ons darm nog die terugtog huis toe kan bekostig. Maar die dogters onthou visvang saam met hulle pa, meerminne van sand en seegras, draairomesse en ure se speel op die strand. Kortom, hulle onthou wonderlike vakansies en hulle onthou elkeen met vreugde. Een van die voordele van te min hê, is dat dit jou begrip gee vir ander mense se sukkel. Ek onthou verskeie gesinne wat in hul tye van swaar kry gereeld saam met ons gekuier het. Ons het almal verstaan dat 'n bring en braai kon bestaan uit goedkoop wors en broodjies,
Enige vleis was 'n luukse, en dat die een wat vandag nie vleis kan bekostig nie, weer vorentoe 'n beurt sou kry om die ander uit te help. Daar was die seën van mekaar ondersteun, geen pretensies of voorgee dat alles oukei is nie, maar ook die wete dat jy nie alleen is nie. Tye van te min hê het my geleer om te onthou dat iets wat vandag volgens my goedkoop is, soos R10 betaal om gewone klere skool toe te dra, vir iemand anders die verskil tussen kos op die tafel of honger gaan slaap kan wees. Ek sal nooit vergeet hoe 'n vrou eendag neerhalend in geselskap gepraat het van mense met uitgewaste vaddoeke nie, want hoe moeilik is dit nou om 'n nuwe een by Pep te koop? Ek het net die vorige dag self na vaddoeke gekyk en besluit om maar eerder 'n pakkie pasta vir dieselfde bedrag te koop. Ek hoop dat ek altyd sal onthou hoe dit voel om te moet kies tussen twee noodsaaklike goed en daarom versigtig sal wees met my opmerkings en oordeel wanneer ek net 'n gedeelte van 'n ander persoon se situasie of storie ken. As ek dit kan doen, sal elke vorige oomblik van te min hê vir my en ander mense tot seën wees. Ek moet onthou dat die Here die groter prentjie sien en ken. Hy weet watter omgee en vaardighede ek juis net kan leer as ek te min het. En dat wat ek dink te min is, heel moontlik meer as genoeg is vir wat hy in my lewe wil bereik.